Hallo vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is. Dis ons beskermer, ons redder, Yeshua Mashiach. Baie welkom en baie dankie dat julle die tyd afstaan om nog 'n boodskap te luister. Mag die boodskap net geseënd wees en mag ons elkeen ietsie daaruit leer. Ek sit en wonder, hoeveel van ons laat 'n geleentheid verby ons gaan om die waarheid te praat. En as ek sê waarheid praat, is nie as iemand jou vra, wat het jy alles by die winkel gekoop om 'n paar dingetjies wat jy nie moes gekoop het nie, een kant toe te skuif. Ek praat van die waarheid van die waarheid van ons Messias. Waar ons die geleentheid het om sy woord te spreek, waar ons die geleentheid het om alhoewel ons dit almal weet, om hom te verdedig, om op te staan vir wie en wat ons in Christus is en vir wie en wat ons Christus vir ons gedoen het. Sien vriende, ek weet ons leef almal in baie moeilike tye. Ons beleef 'n resies en 'n verlies van respek en waardes. Ek glo nie daar was al 'n tyd in ons leeftyd dat mense se waardes en respek so vir 'n mens verswak het nie. En ek dink mense is meer liefhebbers van geld as vir liefhebbers vir God. En dan staan ons daar in die middel van sulke geselskappe en dan mense beroof, vermoor en bedrieg mekaar. En die waarheid word afgewater en teengestaan. Ja, sulke tye vra vir mense met ruggraat om 'n getuienis oor die waarheid te kan lewer. Vriende, jy sien, ons moet ook nie dink dat ons alleen is wanneer ons teengestaan word nie. Die Bybel sê dat die apostel Johannes moes ongeveer 80 jaar oud gewees het toe hy deur die keiser na die eiland Patmos verban is. Jy sien vriende, die keiser wou die Christene en God se woord styt. Maar soos ons almal weet, God se woord kan nie gestyt word nie. Maar die gevolg was net mooi andersom. Christus is koning. Christus regeer ook oor diegene wat sy kerk vervolg en nie die waarheid wil hoor nie. Ek dink net 'n mens besef dit nie regtig dat Vader nog steeds in beheer is van hierdie wêreld nie. Ek glo nie ons Vader het al ooit sy beheer verloor nie. Vriende, kennis ontplof rondom ons, want dit is so maklik beskikbaar. Net 'n rekenaar of 'n TV-knoppie ver. Ons kan op 'n rekenaar oor enigiets lees, of deur die TV in ons sitkamer, een in die parlement van Engeland sit, of deur vreemde lande kan ons reis, net in die gemak van ons eie TV-kamer. Dit maak ook die lewe al hoe ingewikkelder. Want ja, ons almal weet op baie TV-kanale wat alles daar aangaan. Ons leer van allerlei vreemde godsdienste of ons word gekonfronteer deur allerlei vreemde idees. Dan nie deesdae moet ons koppe gebruik en mooi dink oor wie ons is en wat ons sê. Sien vriende, om Jesus te volg, het jy al klaar so groot teken op jou rug, want natuurlik gaan hierdie wêreld jou dop, jou elke beweging. En ongelukkig in hierdie wêreld van kennis kom die kerk ook nog in. Ek meen, ons het al baie gehoor van mense wat seer gekry het in die kerk, wat nie meer na daai kerk toe wil gaan nie, want daai een het so gesê, ensovoorts. Dit is nie meer soos die ou tyd toe die dominee alles geweet het nie. En as die dominee so sê, dan is dit so. Ek dink baie mense het weggedraai van die waarheid af. Dit is ook hoekom dit so belangrik is as jy na 'n kerk toe gaan, vat jou Bybel saam. Wat daar gespreek word en gepreek word, dat dit absoluut die waarheid is met God se woord. En ons moet ook onsself leer wat in die Bybel staan. Ons moet self daardie werk insit om te lees en te verstaan. Natuurlik deur die hulp van die Heilige Gees sal hy dit vir ons openbaar
En dan kan ons mos nou die vals leraars en al daardie kan ons hulle mos ontbloot. En dan ja, dan kan ons staan op die waarheid. En die waarheid maak 'n mens vry. En vriende, ons het nie nodig om vir al die leuns en al die slegpraatery en al daai goed. Ons het nie nodig om daarvoor te staan nie. Want ons is kinders van die Here. En die Here het gesê hy is by ons. Ons moet net goeie moed hê. So jy sien vriende, skep nuwe moed en praat. Vertel jou bure of jou mense by die werk of wat ook al. As jy sien daar is 'n probleem, vertel hulle die waarheid. Wees met hulle eerlik. Dink maar net so daaraan, jy kan daai siel red. En as jy hom nie red nie, as hulle nie wil luister nie, dan is dit maar hoe dit is. Jy kan, soos hulle as die spreekwoord sê, jy kan ook net 'n perd op die water vat, maar jy kan hom nie maak drink nie. Maar ek dink dit is baie belangrik vir ons as volgers van die Allerhoogste dat ons die waarheid praat, dat ons die mense die waarheid vertel. Dit is tog wat Jesus aan ons elkeen die opdrag gegee het is, gaan uit na al die nasies toe en verkondig my woord. Dit is 'n opdrag van die Here, van ieder en elk. En wanneer ons die waarheid praat, sê maar net daai mense draai om en hulle loof ons daarvoor. Of nie loof ons nie, maar sê vir ons dankie, hulle het dit nie geweet nie. Dan is daar nog 'n siel vir God se koninkryk gebore. Nog 'n siel wat gered is. Net hierdie jy gepraat het. Ek dink vriende, dit is net van ons soveel beter om as wanneer ons bure by die pad of die regte een byster geraak het, te vertel van die regte pad. Om ons kollegas die oplossing vir ons morele probleme aan die lig te bring. Of skryf daar 'n e-pos aan jou baas en wys hom liefdevol wat reg en regverdigheid eintlik is. Loop dinge skeef by jou kind se skool, tree ook daarin met die waarheid. En waarheid maak 'n mens vry. En dit is die wonder van dit. En as hulle nie wil hoor nie, of luister nie, weet julle vriende, dit is nie belangrik nie. Die feit bly, as jy nie getuig nie, sal hulle nie weet nie. Vra die Here om deur sy gees vir jou te help. Ons mag die waarheid in Christus bly getuig. Ons hoef nie stil te bly nie. En ons moet regtig die volle waarheid praat. Ek glo ons is elkeen bekend van die storie van Ananias en sy vrou. Sy leuen wat net die halwe waarheid vertel het van die geld wat hulle gekry het vir hulle eiendom. Hulle was 50% reg en 50% verkeerd. En wat het met hulle gebeur? Hulle is altyd op slag dood. Jy sien vriende, God hou nie van halwe waarhede nie. Jy praat die volle waarheid of jy bly eerder stil. Ons sien in Johannes 14 vers 6 sê Jesus self hulle, ek is die weg en die waarheid. En Jesus het ons geleer om die waarheid te praat. Johannes skryf ook so mooi, Jesus is die volle waarheid. Die waarheid het deur Jesus gekom. Hulle wat aan Jesus se woord getrou bly, sal die waarheid ken. Die waarheid sal hulle vrymaak. Jesus is gebore en het in die wêreld gekom met die doel om oor die waarheid getuienis af te lê. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na hom. Geliefdes, mag ons almal in waarheid lewe en regtig nie bang wees om die waarheid te praat. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God, Vader, in die wonderlike naam van Yeshua Messia, deur die leiding van die Heilige Gees, my God, kom ons na u troon toe, en Here wil ons kom loof en kom prys, en ons wil vir u dankie sê, dat u ons God is, dankie dat u die God van waarheid is. Here, versterk ons om net die waarheid te praat, Vader, en as dit vir ons moeilik is, laat ons eerder stil bly. Maar Here, spreek u deur ons, sodat ons almal na die waarheid toe kan lei. Ek loof en prys en ek dank u daarvoor. Amen. Vriende, mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Shalom.